Rykdom en eer, lewe en onsterflikheid. Dis die boodskap wat ons in hierdie tyd preek. Lewe en onsterflikheid. Want dis die evangelie. Die Bybel sê lewe en onsterflikheid word deur die evangelie geopenbaar, en ek het twee baie lang manne hier langs my. Ek weet nie wie is wie. Jesus het mos aan die kruis gehang, kan julle sien, ek sit die op die kruis. En toe is daar twee manne langs hom, die een het gespot en die ander ene het toe sy redding ontvang volgens ons. Die ander ou het ook redding ontvang as jy die boodskap hoor wat ons gaan preek, maar dis lekker om vir Christopher saam met ons te hê, en Cohen, Prophet Christopher, Apostel Cohen, om hierdie evangelie te bedien, en ons het die Springbok mense ook hier saam met ons, en vir jou wat daar is, en baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Hierdie is ons 5de preek oor onsterflikheid, en vandag gaan ons spesifiek fokus op die ete van onsterflikheid. Ons eet om aan die gang te bly, om nou te lewe, die daaglikse kos, mense eet groente, vleis, maar weet jy, die sê ding is, ons moet doodmaak om aan die gang te bly, om te lewe. Elke ding wat jy eet, het gesterwe, sodat jy kan lewe. Maar ons bring vandag vir jou die ete van onsterflikheid, van 'n man wat gesterf het, opgestaan het, en nou eet ons hy verheerlikte liggaam. En dis die lewe wat ons geniet. Amen. So, Christopher, groet die dierbares, en dan sal ek die apostel ook 'n geleentheid gee. Genade en vrede, goedheid, guns, rykdom, eer, lewe en onsterflikheid is ons begroeting aan almal. En ja, dis 'n wonderlike voorreg om vandag hier te sit en te gesels oor hierdie mooi boodskap van onsterflikheid. Die wete dat ons lewe in Christus, en ons het lewe oorvloedig in hom. Amen. Apostel Cohen. Geliefde, shalom, shalom, genade en vrede, goedheid en guns, rykdom en eer, lewe en onsterflikheid. Het is 'n groot voorreg om saam te kuier, en om hierdie goeie nuus. Is 'n hartseer saak dat dit skaars nuus is. Maar dit is goeie nuus. Amen. Dit is 'n voorreg om hierdie goeie nuus saam met julle te deel. Welkom aan Springbok se span. Lekker om julle te sien. Luke, my rugbymaat. Hey, halleluja. Amen, dankie. Ons het gisteraan was ons by 'n funksie Haiti. En nou dink ek het 'n bietjie gepraat oor die gevoel van goed voel. Maar nou dink ek, wat moet goeie nuus teweegbring? As iemand vir jou goeie nuus bring, hoe gaan jy voel as iemand goeie nuus bring? Goeie nuus laat 'n mens goed voel. Goeie nuus laat jou goed voel. Amen. So die boodskap wat ons spreek moet jou laat goed voel. As jy nie goed voel oor die boodskap nie, het jy nie die goeie nuus gehoor nie. So jy moet goed voel vandag as ons klaar met jou gepraat het, want dit gaan die evangelie wees van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil net so ons gaan praat oor die ete van onsterflikheid, maar daar's 'n boodskap op Facebook en op YouTube, die ete van volmaaktheid, en ek het nou vandag hierdie twee manne saamgebring om bietjie hierdie ete te discuss en die evangelie van onsterflikheid. So share nou met jou vriende, komment of skryf daarso ete van onsterflikheid, en dan share jy die boodskap met jou vriende, sit dit op jou WhatsApp status, share dit op jou wall, maar wees deel van hierdie wonderlike gesprek wat ons het. Amen. Nou, gaan saam met ons na Exodus hoofstuk 12, en ons gaan bietjie daaroor praat. Ons gaan kyk na die tipe en die werklikheid wat eintlik Christus Jesus is. Die Bybel sê dat al die dinge van die Ou Testament is skadu's, en Jesus Christus is die vervulling, hy is die werklikheid, hy is die substance, en dan het ons skadu's in die Ou Testament van wie Jesus Christus eintlik is. Nou Exodus hoofstuk 12 is een van hierdie skadu's waarna ons gaan kyk, en die vervulling, Christus Jesus, die substance hiervan. Amen. Nou gaan saam met ons in Exodus hoofstuk 12. Ek gaan 'n paar verse lees, en dan gaan ons so saam praat, want hierdie manne gaan eintlik meer praat as wat ek praat.
Maar vers 1 sê, en die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. En ons sal nou sien wat gebeur. So die Here sê vir hulle, hierdie is die begin, is die eerste. Gister gaan nie meer saak maak. Hierdie gebeurtenis gaan die hele verlede uitkanselleer. Dit vandag is die begin van die maande van jou lewe. En daar het ook in die geskiedenis so 'n dag aangebreek. Nou kom en hy sê, luister, die ding wat gaan skeiding maak tussen gister en vandag is 'n lam wat geslag gaan word. Hierdie lam gaan wees sonder gebrek, sonder enige blaam, sonder enige flaws, gaan hierdie lam wees wat julle gaan slag. So, dan sê in vers 3, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen van julle 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal, na elkeen wat gewoond is om te eet, moet hulle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie van die skape of van die bokke, kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot op die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Sê bietjie teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bootdrempel aan die huis waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkrye eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is nie, en as dit in water gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop, die pootjies, saam met die binnegoed. Julle moet daar ook niks van laat oorbly tot die volgende môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En vers 11, en so moet julle dit eet, julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete, en julle staf in julle hand, baie hastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit, want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek, en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van die mense sowel as van die diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. En as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Amen. So hierdie is die storie wat vertel word van wat moet gebeur. Die lam wat geslag moet word, die bloed wat gestryk moet word aan die deurposte, en dat as gevolg van die bloed wat gestryk word aan die deurposte, gaan die engel van die dood nie daarin gaan nie. So ek gee hierdie heilige manne geleentheid om bietjie met my hierdie tipe te bespreek en met die heiliges. Amen. Dankie Christopher. Ja. Die ding van die tipe is 'n, ons sien mos nou die beeld van hierdie lammetjie wat geslag is, wat soos Dok gesê het, 'n tipe van Christus is. Christus is die lam wat vir ons geslag was. Amen. En vir my so mooi in hierdie prentjie is dat die bloed wat teen die deurposte gesmeer was, daardie nag was daar dood in die land. Maar die bloed was 'n teken dat hier in hierdie huis was alreeds dood. Amen.
En die engel van die dood kon nie daarin gaan nie. En so is die bloed van Christus ook vir ons sy bloed het ons sonde weggeneem. Sy bloed is ons lewe. Amen. Want hy het sy lewe gegee. Die bloed is die teken van die lewe. Amen. So hy het sy lewe alreeds vir ons gegee, sodat ons kan lewe. So omdat ons nou saam met hom gesterf het, lewe ons. Amen. Amen. Iets interessant wat jy sê, die een lam sterf. En hy een lam se dood het gemaak dat die engel van die dood, of die lammetjie wat gesterf het gemaak dat die engel van die dood nie toegang kon kry tot hulle wat in die huis is nie. En dit laat my dink in 2 Korintiërs 5 vers 14 wat sê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. So die dood van die een, of die lammetjie se dood, sonder vlek, sonder gebrek, daai lammetjie se dood, was eintlik die dood van almal in die huis. En dis hoekom die engel van die dood moes verbygaan en gesê, hier was klare dood. Want die bloed van die vlekkelose lam het gestaan voor die deur en gesê, hier kom jy nie in nie. Hier was klaar iemand gesterwe. Amen. En dis wat die evangelie van ons Here Jesus Christus vir ons sê. Ja. Ek dink nou aan die deurposte. En ek het 'n interessante idee gehoor by 'n prediker. Dat hierdie deurposte was van hout gemaak. En hulle moes die bloed aan die deurposte smeer en ook aan die drempel. Dit moes gesprinkel gewees het. Okay. En hy sê, is vir hom interessant dat hierdie houtposte 'n tipe is en 'n prent uitbeeld van die hout waarop Jesus gesterf het. Ja. Amen. Die deurposte. En hoe hulle die bloed aan daai deurkosyne gesmeer het. Ek weet Paulus noem dit op 'n keer die bloed van die kruis. Amen. Ja. Ja. Nie net die bloed van die lam of die Ja. bloed van Jesus Christus, maar hy noem dit die bloed van die kruis. Amen. So dis 'n spesifieke profesie of 'n profetiese beeld van nie net die bloed van Jesus nie, maar hoe daai bloed gestort word. En hoe die kruis selfs in die profesies in die Ou Testament is. In die tipes van die Ou Testament is. En wanneer hulle hierdie bloed aangesmeer het, vir my nog 'n interessante ding. Dok het nou gesê, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. Amen. So daai een lam het die dood gedood van almal in daai huis gesit. Ja. Yes. Sir. Hy het hulle dood gedood. So as hy gesterf het, dan is dit hulle wat gesterf het. En die Amen. engel van die dood het geen plek of reg of werk daarmee meer daarom te doen. Want vir hom is die bloed die teken dat daar klaar dood is. Amen. En dis Jesus Christus. Die interessante ding is, en ons sal seker later daaroor gaan, maar ons is besig die afgelope tyd met die boodskap van onsterflikheid. En hoe in die evangelie lewe en onsterflikheid aan die lig gebring word. Nou, baie mense dink aan die bloed as verlossing van ons sonde. Ja. So my interessant dat in hierdie spesifieke profetiese beeld daar geen verwysing is na sonde. Ja. Ja. Maar dat hierdie bloed hulle red van die dood. Come on. Ja. En dis 'n baie kritiese en 'n spesifieke gedeelte, 'n baie belangrike gedeelte van die evangelie. Dat die evangelie nie so seer gaan oor sonde en die verandering of die wegvat van sonde. Ja, dit gebeur. Ja. Ja. Daar is vergifnis. Daar is bevryding. Maar vir my interessant is dat die vergifnis is nie 'n resultaat van die bloed nie. Ja.
Lewe is 'n resultaat van die bloed. Come on. Maar vergifnis is 'n saad wat deur die natuur en karakter van God kom, ongeag. Yes, sir. Ja. Wat ons sê is, Jesus het nie, of God het nie nodig gehad om bloed te sien om te vergewe nie. Ja. Maar die engel van die dood Come on. moes bloed sien om verby te kom. Hallelujah. Amen. Hey. Dis great. En ek wil net hier op een dingetjie fokus wat baie powerful is. En ons gaan later by die nagmaal kom want dis waaroor ons vandag spesifiek gaan praat. Die Bybel sê hulle moes 'n lam kry. En hulle moes die lam ondersoek. Nie hulle self nie. Ja. Ja. Godsdiens gaan oor selfondersoek. Ja. Maar die evangelie gaan jy moet die lam ondersoek. Amen. En as die lam okay is, Ja. dan is jy okay. Amen. Right. Dus jy's omdat jy in die vlees nie okay is nie, Ja. Ja. dat jy 'n lam kry. En daai lammetjie se okay wees is jou okay. Die okay van die bloed sê, Christopher, jy's okay met my. Amen. Amen. Moenie vir jou ondersoek nie, want dis waaroor godsdiens gaan. Godsdiens gaan oor selfondersoek. Want godsdiens wil hê jy moet sleg voel of jy moet roem. Ja. As jy nie roem nie, dan voel jy sleg. Ja. Jy's depressief. Jy's in skuldgevoel want jy het jouself ondersoek. Maar die evangelie sê ondersoek die lam. Amen. Amen. Ja, die evangelie van die ware evangelie neem alles van jou werke, jou efforts weg. En die fokus is op Christus Jesus. Ja. Dit is reeds die evangelie van die Here Jesus Christus. Amen. Hy is beide ons lam en ons priester. Come on. En die Ou Testamentiese beeld was, wie moes kwalifiseer om die sonde van die volk weg te neem? Die lam Ja. moes vlekkeloos wees. Ja. Die lam moes onberispelik wees. Nie die persoon wat die lam bring nie. Want die lam was gebring vir die persoon. Ja. Die lam was as offer in die plek van die persoon gebring. Om versoening te bring vir die persoon wat die lam bring. Ja. Sien. So die lam moes kwalifiseer, nie die persoon nie. Want die behoefte was by my. Ek het die behoefte om versoening te kry. Ja. Ek het die geskuldige gewete of wat ook al. Sien. Ek is die dood verskuldig. Ja. So, maar ek bring 'n lam, maar hierdie lam moes vlekkeloos wees. Amen. Hierdie lam moes kwalifiseer. Hierdie lam moes onberispelik wees. So die priester moes hierdie lam ondersoek. En as hierdie lam kwalifiseer, kan ek vrygaan. Amen. Volgens die lam, nie my werke nie. Amen. En dis die mooi ding van die evangelie. Jesus is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Amen. En in hom het ons vryspraak. Nie in wat ek gedoen het nie. Nie in my berou nie. Nie in my genoeg belydenis, nie in my genoeg sleg voel nie. Of enige iets doen agterna. Soos ons verstaan die penance, verstaan waarvan die woord repentance vandaan kom. Mense het kom hulle sondes bely en het hulle iets gekry om te doen, om vergifnis te kry. Maar die lam is wat ons kwalifiseer. Amen. En ons kry die vergifnis op grond van die perfekte lam wat geslag is vir ons. Amen. Amen. Dit is net interessant. Paulus skryf in Hebreërs. Hy sê dat Jesus het nie ingegaan in die heiligdom met bloed van bokke of stiere nie, maar met sy eie bloed. Ja. Eenmaal ingegaan en 'n ewige verlossing teweeggebring. Halleluja. So, hierdie verlossing, en dan ons moet sê, daar's verlossing van die dood. Beloved, hierdie is die ding.
dood en lewe. Dis waaroor die evangelie gaan. As jy die Ou Testament lees, dan hoor jy dood. Die Jesus het gesê, as jy eet van die boom van kennis van goed en kwaad, wat gaan gebeur? Die dood. Dood is die vyand. Ja. En dis wat ons moet sien. Maar toe die bloed van hy lam daar gesmeer word, sê Levitikus, jy moenie, Ou Testament het ons verbied om bloed te eet. Want hy sê die lewe is in die bloed. Die siel is in die bloed. So toe die lam se bloed daar gesmeer word, toe staan die lam daar. Sy bloed, sy siel. En sê, hier gaan nie nog weer 'n siel vat nie. Hoe sê die Bybel? Alle siele is myne, maar die siel wat sondig moet sterwe. Maar daai lam het die dood van elke siel gesterf. En toe staan hy daarvoor. En die dood daar, die engel van die verderf wat verbykom, dis nie, sjoe, hierdie is onskuld wat hier staan. Die dood het geen reg nie. Want hy het klaar gesterwe. Amen. Okay, apostel. Amen. Die interessante ding vir my is, net gou vinnig weer oor die ondersoek van die lam. Ons hoor gereeld mense sê, maar ek wil nog eers dit regmaak. Ek wil eers daai regmaak. Ek wil eers dit doen. Ek wil eers dit los voordat ek 'n verhouding met die Here Jesus aanknoop. En dit is presies die idee dat mense dink die verhouding met die Here is afhanklik van hulle reinheid, van hulle heiligheid, van hulle perfekte lewe en hoe hulle wandel. Terwyl Jesus Christus, soos Johannes die Doper gesê het, toe Jesus kom daar by die oewer van die Jordaan, terwyl Johannes besig was om te doop, toe wys Johannes na hom toe en sê, daar is die lam van God. En hy sê 'n interessante ding, wat die sonde van die wêreld wegneem. Halleluja. Hy is die een wat die sondes van die wêreld wegneem. Nie ons nie. Ek raak nie ontslaaf van die eie sonde. Amen. Ek sê gereeld vir mense wat vir en as ons evangelisasie gewoonlik doen, en mense sê vir my, hulle wil nog eers die los, of hulle wil nog eers daai los, en ek wil nog eers die los, en sê ek, jy verstaan nie die evangelie nie. Die evangelie is nie 'n vereiste vir jou om te los nie. Die evangelie is die goeie nuus dat die Here Jesus Christus jou verlos het. Amen. Hy is ons verlosser. Ons is nie die lossers nie. Amen. So hy die sondes van die wêreld het hy kom weg. Maar dit is goeie nuus. Dit beteken jy het nie nodig om op 'n afstand te bly nie. Jou sondes is klaar weggeneem. Amen. Dis reeds weggeneem. Jy mag dalk sê, maar Cohen, ek het nog nie bely nie. Ek het nog nie my knieë kom buig nie. Ek is nie regtig bekeer nie. Die sondes van die wêreld is weggeneem deur die lam van God. En dit gee jou, is veronderstel om jou vrymoedigheid te gee. Amen. En dis wat Paulus sê in Hebreërs, wanneer hy praat van hoe dat Jesus 'n nuwe weg voorberei het. En dan sê hy, nou kan ons met vrymoedigheid. So hy het die vergifnis, die verlossing het hy afgehandel. Hy is die lam van God wat dit afgehandel, sodat ons vrymoedigheid het. Amen. Ek kan my indink hoe daai families in hulle huise vrymoedig sonder vrees kon sit. Nie as gevolg van enigiets anders behalwe die bloed wat aan die kusyn is. Daar is niks anders wat hulle gedoen het. Daar's niks wat hulle regtig onderskei het van die Egiptenare, behalwe die bloedmerk van die lam op die kusyn. Amen. Ek het nou gelees in die begin, Christopher, wil jy nie gaan Hebreërs 9 toe gou gaan nie? Hy sê, vers 2 weer eens van Exodus, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Right.
Nou Hebreërs 9 sê dat hy het aan die einde van die tyd gekom. Of dit begin so, hy sê, en die mens is bestem om eenmaal te sterwe. Hebreërs 9, ek dink hier vanaf vers 27, waar hy aan die einde van die tyd gekom het. En op grond van sy koms het daar 'n nuwe era aangebreek. Want wanneer hy het gekom in die middel van die tyd nie. Die Bybel sê aan die einde van die tyd het hy verskyn. Hoekom? Vers 26. Lees ons en dan kan jy net daar iets vir ons oor hy dood, want hy het 'n dood plaasgevind. Ja. Vers 26 lees. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal. Sê weer eenmaal? Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Amen. So een man aan die einde van die eeu kom een man om wat te doen? Die dood van wat almal van ons bestem is om te sterwe. Te kom sterf. Amen. 2 Korintiërs 5 vers 14. En ons is van oordeel as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. Amen. En hy het vir almal gesterwe. Daai is die sekerheid wat ons het, beloved. Hy het aan die einde gekom en 'n nuwe era het aangebreek. Ek het nou weer vanoggend luister Loretta iemand en hy persoon sê, kyk vir die persone, die prediker sê, kyk die ander persoon in die oë en sê, hierdie dood is ons almal se paadjie. Maar hy moet eintlik sê, hierdie dood was ons almal se pad. Want dit het gebeur. Aan die einde van die tyd het hy verskyn. Amen. En net eenmaal. Eenmaal was genoeg vir die hele wêreld. En dis waarom ons sê, ons het nie nog dood nodig nie. Dis waarom ons sê, jy het nie nodig om te sterwe nie. Amen. Ons het 'n hele verdraaide evangelie gehoor. 'n Evangelie wat sê, jy moet jou lewe vir die Here gee. Staan. So ons sê vir 100 mense, gee jou lewe vir die Here. Maar daai een dood vir al daai honderde was genoeg. Net eenmaal. Nou, vir my is dit so mooi, ek wil net mense verseker dat hy eenmaal het 'n effek gehad op wie jy is. Amen. Daai eenmaal was genoeg om te doen wat dit moes doen. En as jy nou gaan vanaf Hebreërs 9 na Hebreërs 10 toe, dan sien jy daar so in vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig. Deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Come on. Ja. Hoor mooi, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus is jy geheilig net eenmaal. Nou kom ek sê dit vir jou in die konteks van wat in Eksodus gebeur. In Eksodus het die bloed aan die kosyne die Israeliete geheilig. Nou, heilig weer eens, ek het gesê Eksodus 12 het geen verwysing na sonde. Geen verwysing na sonde. Daar word nie gepraat oor verlossing van sonde in daai spesifieke hoofstuk nie. So die bloed het iets spesifieks gedoen. Die bloed was die skeiding tussen dood en lewe. Die bloed was die grenslyn tussen dood en lewe. Heiligheid, om iemand te heilig, het niks te doen met die wegvat van sonde. En ek weet mense
wanneer ons praat van, ons doen dit by die absolute realiteit en ons stel almal volmaak voor in Christus Jesus. Ons sê vir mense, jy's rein, jy's heilig, jy's regverdig. En dan is daar gewoonlik maar 'n objection of 'n stemmetjie hier in mense, maar ek doen nog dit. Ja. Of ek maak nog so. Ek het nog hierdie fout of ek tree nog partykeer so op. Sien, wat mense dink van heiligheid is dat jy doen nie meer verkeerd. Ja. Ja. Maar die woordjie heilig beteken om af te sonder. En dis presies wat hy bloed aan hy deurkosyn gedoen het. Ja. Dit het die Israeliete afgesonder, een kant gesit, geskei van die dood aan die ander kant van die kosyn. Amen. So, dis wat heiligheid is. Heiligheid beteken jy is afgesonder vir hom. Amen. Jy behoort aan hom. Amen. Jy is geheilig vir hom. En hy bloed het dit eenmaal vir almal. Halleluja. Oh, that's great. Great. Beloved, eens en vir altyd. Kan ons kyk wat sê vers 14? Kyk gou wat sê vers 14 van Hebreërs 10. Jy het nou vers 10 gelees. Ek is nog nie daar nie. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hoor gou, vers 10 sê, deur die een offer is ons geheilig. Ja, Vers 14 sê, deur hy een offer is ons vir altyd. altyd. Kyk, die werk van Jesus was nie 'n speletjie nie, man. Ons moet verstaan, die werk van Jesus kan nie compare word regtig met Adam se flaw. Ja. Ja. Adam se vlok nie. En mense het hulle verhewe Adam se sonde bo die wat Jesus kom doen het. En jy kan nie die twee met mekaar compare nie, want dis God wat gekom het. Amen. Dis wat Hebreërs Handelinge 20 sê, dat met sy eie bloed, God het ons met sy eie bloed losgekoop. Amen. En dis die wonderlike ding wat ons moet verstaan, beloved. Ons is hier besig om net orde te bring en te sê, sien vir God vir wie hy is. Sien die bloed vir wat dit werd is. Sien die lam vir wat dit werd is. Jesus het nie speletjies kom speel nie. Amen. Definitief. Ek wil gou twee skrifte hierso lees. Ek lees gou vandag 1 Johannes 2 vers. Ek gaan seker 3-4 lees. Okay. Okay, 1 Johannes 2 vers 2 sê: en hy is die versoening vir ons sondes. Ek wil nou net die connection met sonde en die dood Ja. by mekaar bring. En hy is 'n versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons sin Come on. nie, Ja. maar ook vir die van die hele wêreld. So in die eerste plek, Jesus Christus wie ons lam, hoëpriester is, die waarborg van ons Nuwe Testament. Hy is alles. Ja. Amen. Hy is die versoening vir ons sondes. Amen. Nie ons nie. Niks wat ons doen nie. En dis waar die hele godsdienswêreld die ding verkeerd maak. Godsdienswêreld sit die fokus op jou. Ja. Die fokus is op my. Ek moet doen, ek moet kwalifiseer, ek moet. Maar die evangelie, God wat die mens ken, is bekend met die mense onvermoë. Ja. Maar hy het sy vermoë vir die mense. Come on. Ja. Sodat ons nie met ons vermoë kwalifiseer nie. Ja. En dis waar die Adam en Christus storie ook inkom. Ja. Adam het gesonde, maar God het almal in die ongehoorsaamheid ingesluit. Ja. Sodat hy vir almal Amen. barmhartig. So God stel altyd hierdie ding vir almal. Vir almal. Hy doen dit vir almal. Ja. Sodat almal die waarborg kan hê Amen. wat net alleenlik deur hom kan kom. Amen. So hy is die versoening vir ons sondes
en vir die van die hele wêreld. Nou 1 Korintiërs 15 vers 56 lees soos dit. Hy sê die angel van die dood is die sonde. Ja. Ja, yes. Romeine sê dat deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en daardeur ook die dood. Ja. Sien. So die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Nou ek wil nou nie daarop ingaan nie. Maar ek wil die lees. Hebreërs 2 vers 14 en 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy ons lam, ons hoëpriester, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Amen. En dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Amen. So Jesus kom. Hy word net soos ons. Come on. Hy neem deel aan die vlees en bloed wat ons is. Ja. Hy raak dit deelagtig. En hy kom en hy sterf sodat hy deur die dood, wie se dood? Nie ons dood nie. Sodat hy deur self te sterwe hom tot niet kon maak wat die mag oor die dood het. En dit is die duiwel. En almal kon bevry. Nie sommige nie. Halleluja. Almal kon bevry. Almal wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe. Thank you Jesus. Nou, jy het nou vers 14 gelees, maar kyk gou vers 9 van dieselfde Hebreërs. Hy sê, maar ons sien hom, naamlik Jesus wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. So hy het vir elke mens die dood geproe. Jy was nie uitgesluit nie, Bilal. Jy's glad nie uitgesluit nie. Die lam was geslag en het niemand uitgesluit nie. Hy het vir elke mens die dood geproe. Hy het jou en my dood gedood. Sodat ons sy lewe kan ontvang. En dis wat jy gelees het, sodat hy almal kon bevry. Wat hulle hele lewe lank aan slawerny in die dood onderworpe was. En so jy hoef nie meer hierdie ding te aanvaar nie. Dis 'n vyand wat reeds deur Christus se dood en opstanding oorwin is. Amen. Ja. Ek wil net teruggaan na Hebreërs 9 toe. Dit bring nuwe verstaan rondom die vers laat ek gou sien, vers 27. Net soos dit bestem is vir die mens om slegs, ek hou van hierdie vertaling, 2020 vertaling, jy sê, en net soos dit bestem is vir die mense om slegs eenmaal te sterf. En daarna kom die oordeel. So sal Christus, nadat hy eenmalige offer is, om die sondes van baie te dra, 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag, nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. So, hy het die dood gedood eenmaal, en dit is vir die mens bestem om net slegs eenmaal te sterf. Nou, ons hoor daai vers gereeld. Ja. Want mense sê, hulle fokus op bestem. Ja. Dis bestem vir die mens om te sterf. Ja. Maar ons moet die fokus terugbring op hoeveel keer? Ja. Ja. Net eenmaal. Net eenmaal. En die mens, Christus Jesus. Dis wat die oortelling sê. Dit is vir die mens bestem om net eenmaal te sterf.
Hy het gekom, die woord het vlees kom word, hy het die mens geword. Amen. En met sy dood eenmaal het hy die afspraak Come on. nagekom wat die mens met die dood gehad het. Halleluja. Oh, gaan. So, dit wat bestem was om te gebeur, het gebeur. Net eenmaal. Oh, beautiful. So dit is afgehandel. Jou dood is iets van die verlede. My dood is iets van die verlede. As ek gesterf het, dan sterf ek mos nie weer. Amen. Nie 'n tweede maal. Nie 'n tweede maal. Dis bestem om eenmaal te wees. Ek is bestem om eenmaal te sterf. En ons het nou aanhoudend gehoor, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. Amen. So ons het gesterf. Maar regte moet ons geen dood meer hê nie. Amen. So die sê ding wat mense het van ek is een dood skuldig. Ja. Ons is mos geen dood nou meer skuldig. Nee. Kom ons sê so, dieselfde mense sal sê hy het my skuld gedra. Ja. Amen. Maar dan isoleer hulle hy skuld tot sonde en verkeerde dade. Amen. Nou ons kan aanvaar dat omdat Jesus my sonde gevat het, is ek nie veronderstel om meer te sondig nie. Ja. Dit is maklik om dit te aanvaar. Maar soos ons nou gelees het, hy het ons dood gesmaak. Hy het die dood namens ons almal geproe. Ja. Amen. Nou as hy gedood het namens ons almal, is ons veronderstel om nog dood te gaan. Ek dis iets wat ek hoekom ons die noue verband tussen sonde en dood moet verstaan. Amen. Want deur een mens het die sonde in die wêreld Ja. en gevolglik die dood. So die wegneem van die sonde beteken ook die wegneem van die dood. Amen. Amen. Ja. Want die dood is as gevolg van die sonde. So as die sonde uit die weg geruim is en daar is geen sonde meer nie, Ja. is daar ook veronderstel om geen dood meer te wees nie. Amen. Net soos ons kon glo dat daar geen siekte behoort te wees nie. Ja. Sien. Ons het geen skuldgevoelens moet daar hoef daar nie meer te wees nie. Amen. Want die sonde is weggeneem. Gevolglik die siekte, die skuld, Ja. die dood. Ja. Halleluja. As jy Jesus sê in Matteus 11, ek wil net weer terugkom. Hy praat oor al die profesies wat gekom het tot op Johannes. En Jesus is die vervulling daarvan. Nou sê Jesaja 25, dink is Jesaja 26, vers 8. Ek wil net die Afrikaans hier kry. Ja, Abba sê, hy sal die dood vir altyd wegvat. Ja, die Here sal die trane afvee van al die mense se gesigte. Niemand op die hele aarde sal aanhou om sy volk te spot nie. Die Here het dit gesê. Jesaja 26 sê, hy 25 vers 8, hy sê, hy sal die dood vir altyd wegvat. Right. En ons het gesien dat sy dood was mos die dood van elke mens. Ja. So, met Jesus Christus se vleeswording het die dood in sy dood gesterf. Amen. En dis wat ons gelees het. Ja. So het vlees en bloed deelagtig geword en daardeur die dood oorwin. Beloved, jy moet die ding aanvaar. En soos wat ons keer op keer gesê het, niemand wil doodgaan nie. Jy wil net verlos word van jou omstandighede. Ja, definitief. Ja. Maar jy wil nie dood nie. Want dood is nie jou bestemming nie. Jesus het hy dood klaar gesterf, sodat ek en jy hierdie lewe en onverderflikheid kan geniet. Amen. Ek wil net hê Dok moet hy vers weer lees. Hy sal die dood vir altyd wegvat. Ja, die Here sal die trane afvee van al die mense se gesigte. van wie? Sekere mense. Al die mense. Al die mense se gesigte. Niemand op die hele aarde sal aanhou om sy volk te spot nie. Die Here het dit gesê. Stop. Ons kan die versoeking
kry. Of ons kan versoek word om daardie uit te stel Ja. tot na die dood. Maar daar's twee probleme met daai versoeking as jy ingee tot daai versoeking. Jy kan ingee tot daai versoeking en sê hierdie praat van na die dood. As dit na die dood is, waarom moet hy die dood wegneem? Ja. As dit na die dood is, dan is die dood mos klaar. Ja. So, wat gaan hy wegneem? Daardie wegneem van die dood moet op 'n tyd gebeur toe die dood nog 'n werklikheid is. Come on. Ja. Daar's geen manier hoe daardie woord, daai belofte, daai profesie uitgestel kan word tot na die dood. Want wanneer mense daai verse lees, veral Openbaring, dan sê ons hy sal die dood wegneem. Ja. En dit word gepreek by begrafnisse. Hy gaan die dood wegneem, maar dan word dit gewoonlik verwys na 'n era na die dood. Ja. En dit word verwys na in die hemel. Maar lees daai vers weer en ons hoor hy laaste gedeelte. Hy sal die dood vir altyd wegvat. Ja, die Here sal die trane afvee van alle mense se gesigte. Niemand op die hele aarde. Niemand op die Aarde. Hierdie is nie 'n hemelse belofte. Come on. Niemand op die hele aarde sal die volk van God meer bespot. Oh, thank you, Jesus. Oh. So hierdie is 'n werklikheid vir nou. Dis die begeerte van die Here om dit nou te ervaar. Amen. Hoekom? Want hy het in die volëinding van die tyd Volëinding. kom sterf. Amen. En ons is nou in 'n nuwe dag. Ja. Alles in die Bybel, elke vers, jy moet die konteks moet jy volg. Daar's 'n laaste tyd en Jesus verskyn in die laaste tyd. Jesus word ook genoem die laaste Adam. Maar hy word ook genoem die nuwe mens. Ja. Die eerste mens van 'n nuwe era. En wanneer Paulus praat in 2 Korintiërs hoofstuk 5 veral, dis 'n gedeelte wat ons gereeld lees van, die evangelie is so duidelik daarin. Waar hy sê, dit is as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf. Dis vers 14. Ja. En dan kom ons by vers 17 wat mense sommer so casual quoteer. As iemand in Christus is, maar hulle mis 'n baie belangrike woordjie. Hulle mis die woordjie daarom. Daai vers begin nie as iemand in Christus is nie. Hy sê daarom as gevolg van wat gebeur het vanaf vers 14 af, dat een vir almal gesterf het en almal eintlik klaar gesterf het. Ja. Daarom Ja. as iemand nou in Christus is, Hey man. is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, en dan sê die ou dinge het verbygegaan. Ja. Die ou dinge het verbygegaan. Deel van daai ou dinge is die dood. Amen. Want hy het almal se dood gedood, het ons nou in vers 14 gesien. So, as die dood gedood is van elke mens, dan is die dood wat hy gedood het 'n ou ding wat verbygegaan het. Amen. Daarom is die evangelie is nie 'n profesie of 'n voorspelling nie, dis ou nuus. Amen. Dis goeie nuus, maar dis ou nuus. Dis iets wat klaar afgehandel is. En nou sê hy, en kyk. Kyk. So wat moet ons nou sien? Ons, Come on. halleluja. Ons moet nou sien dat die ou dinge het verbygegaan. Ja. Ja. En kyk, alles het nie kom word. Ja. Dis wat hy dis die storie. Apostel Paulus het in daai heel eerste sessie het hy genoem dat hierdie ding gaan oor die lewe en die dood. Ja. En dit is belangrik dat ons het baie behep met sonde geraak. Ja. Weet,
in ons prediking oor jare. En ons kan dit verstaan. Dis die beperking van ons verstaan op die tyd. Ja. Ja. Maar as we by het met sonde en ons het nooit regtig die ding, die verband tussen sonde en die dood gesien. Ja. Sien. Maar toe God vir Adam sê in die tuin, van hierdie boom moet jy nie eet nie. Ja. Want as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. Ja. So die eet van die boom, die verkeerde ding doen, het die dood tot gevolg gehad. Ja. So God het ons kom red van die dood. Ja. So as Adam nie geëet het nie, wat sou gebeur? Ja. En dis waar ons moet terugkom om te verstaan, Ja. om hierdie prentjie te sien. Ja. Wat sou gebeur? Ja. Daar sou nog nooit 'n storie soos hierdie ding gewees het. Ja. Wat ons nou hier oor praat. Ons sou nie 'n konsep van lewe en dood gehad het. Ja. 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 Ons sou net geweet het van die lewe. Ja. En ons sou geleef het. Maar nou moet ons vandag praat oor dood en lewe. Ja. Maar nou, soos apostel nou gesê het, die ou ding het mos nog verbygegaan. Amen. Die ou storie oor die dood het verbygegaan. Ja. Ja. En nou word ons opgeroep om te kyk Ja. en die nuwe ding te aanskou. Dis hoekom Kolossense sê, fokus nou. Sê, hou jou oë gefestig. Ja. Fokus nou op die dinge daarbo waar Christus sit aan die regterhand. Want ons het saam met hom gesterwe, Come on. Oh. ons het saam met hom opgevaar. So, die dood is verby. Amen. Die sonde is verby. Yes, sir. Ons lewe nou in Christus. Amen. Hierdie, ek wil net gaan na daai woordjie kyk. Want die vraag mag ontstaan in jou hart. OK. As die dood 'n ou ding is wat verbygegaan het, hoekom dood ons nog? Ja. Ja. Hoekom sterwe ons nog? Hoekom ervaar ons nog pyn? Hoekom ervaar ons nog trane? Hoekom ervaar ons nog siekte en so voort? Hoekom nog? Sien, daar's 'n rede waarom ons nie 'n bewustheid sou gehad het oor die dood nie. As Adam nie geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Want dan het hy een opsie gehad. Een ander opsie. Ja. Is die boom van lewe. So hy sou gefokus het daarop, gekyk het daarna en daarvan geëet het. Amen. So, hulle sou nie, kom ek sê so, as hulle nie geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad nie, sou hulle nie vir ewig noodwendig geleef het. Ja. Ja. Hulle moes eet van die boom van die lewe, Ja. Ja. wat vir hulle ewige lewe sou gee. En dis belangrik. Die ou ding is nou verby. Die een boom is uitgesorteer. Ja. Amen. Die boom van kennis van goed en kwaad. En Paulus noem daai boom die wet. Ja. Ja. En die vers wat prof nou gelees het in 1 Korintiërs 15 vers 56, wat die angel van die dood is die sonde. Ja. En dan gaan hy verder en die krag van die sonde is die wet. En hy sê in Romeine hoofstuk 7 sê Paulus dat ons sou die sonde nie anders ken as deur die wet nie. So deur die wet het ons kennis van sonde. Okay, maar hy sê in Romeine 7, ons is nou ontslaaf van die wet. Ja. Halleluja. Ons is ontslaaf van die wet. Ons is ontslaaf van die wet. Ons is ontslaaf van die boom van kennis van goed en kwaad. Ons het daarmee gedeel. Dis afgehandel. Wat moet ons nou doen? Eet van die boom van die lewe. Dis waarom ons na die nagmaal toe werk. Om te eet van die boom van die lewe. Amen. Sodat ons nou lewe. Die feit dat jy nie meer onder die wet is nie is goed. Dis baie goed. Die feit dat ons ontslaa is van die boom van die kennis van goed en kwaad is goed. Die feit dat Jesus die dood van almal gedood het is goed. Dis 'n afhandeling van die ou dinge. Ja. Maar
daar is nou vir ons toegang tot die boom van die lewe en ons moet eet van die boom van die lewe. En dan ook, ons moet ook leer om te kyk. Ja. 2 Korintiërs 5 vers 1. Kyk, ja. Ja. Alles het niet kom word. Alle dinge het niet kom word. Kyk, nou ek lees gewoon net Hebreërs hoofstuk 2 weer, Dok het hom nou al gelees, maar ek lees net weer vers 8 en vers 9. Vers 8 beskryf ons 'n dilemma. Die dood is mos nou weg, maar ons sien dan nog nie. Ja, ja. Vers 8 sê, U het alles onder sy voete gestel. Ja. Prof het nou gesê, ons het saam met hom gesterwe, ons het saam met hom opgestaan, saam met hom opgevaar, ons sit saam met hom in hemelse plekke, alles is onder sy voete, dit beteken alles is onder ons voete. Ja. En dis wat hy hier sê, U het alles onder die mens se voete gestel. Deur alles aan hom te onderwerp, het hy niks oorgeslaan, wat nie aan hom onderwerp is nie. Ja. Nou maar is die dilemma. Nou sien ons egter nog nie Ja. dat alles aan hom onderwerp is. Hy het alles, Ja. Ja. maar ons sien nog nie alles. Verstaan? Hy het die dood oorwin, maar ons sien nog nie. Ons ervaar nog nie. Nee? Maar vers 9 sê, maar ons sien Jesus Halleluja. met heerlikheid en eer gekroon. Hy wat deur sy lyding tot in die dood vir 'n kort rukkie minder as die engele gemaak is, sodat hy deur God se genade ter wille van almal die dood sou ervaar. Right. So hy sê, ons sien dit nog nie. So ons moet ons perspektief verander. Ja. Ja. As ons na ons kyk, dan sien ons nog nie. Daarom sê hy, maar ons sien Jesus. Kom ons Amen. kyk nou. Halleluja. Hebreërs is vol van dit. Ja. Die oog gefestig op hom, die leidsman en die volëinder van ons geloof. As jy lewe wil ervaar, is dit nie genoeg om ontslae te raak van die boom van kennis van goed en kwaad. Ja. Ja. Dis noodsaaklik dat jy kyk Come on. na die boom van die lewe en eet van die boom van die lewe. Jouself voed met die boom van die lewe. En jy eet deur jou oë. Jy eet deur jou ore wat jy hoor. Jy eet deur jou mond. Come Jy on. eet deur die kennis wat jy inneem van die boom van die lewe. En dis hoe jy die lewe begin ervaar. Ons sien hom. Halleluja. Ons sien hom. So as ons in Openbaring kyk, sien ons 'n boom wat aan die beide kante van die rivier staan. Ja. Wat se blare tot genesing van die nasies is. Halleluja. Ja. Jy moet eet van die boom van lewe. Amen. Ek dink dit seker iets om te sê. Ek wil hierdie kyk ding terugkom voor ons na die eetding toe gaan. Johannes 3 vers 14 sê, soos wat Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, Ja. sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, Ja. maar die ewige lewe kan hê. Nou kyk gou hier in Numeri 21. Kry ons 'n gedeelte waar die volk in rebellie is. Kyk, die Israeliete het altyd gemurmureer en gekla en alles. En die Bybel sê daar het giftige slange is release en die mense het begin sterwe. Die slange het hulle begin byt, die een na die ander, hulle sterf. En hulle sê, Here, hoe nou? Ons kan nie hierdie dood hanteer nie. Die Here sê vir Moses, maak 'n koperslang en sit dit op 'n paal. En kyk gou hier, vers 8. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang, sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. So jy kyk na die een wat gesterf het. En dis mos wat hulle gewoonlik sê, ja, Kobus het onsterflikheid gepreek en gesterf. Ons kyk nie vir Kobus nie. Halleluja. Ons kyk ook nie vir Paulus nie, want Paulus het ook onsterflikheid gepreek en gesterf. Maar ons kyk nie vir Paulus wat gesterf het nie. Ons kyk nie vir die ander wat gegaan het nie. Ons kyk na die lam. Halleluja.
Ons kyk na hom aan die paal en lewe. Daai is die gospel. Maak vir David 'n bietjie koffie asseblief. Ons kyk na hom en ons lewe. Jy sien, want hierdie goed gebeur hier langs aan jou. Jy die pyn, jy ervaar die pyn. Die slang het gebyt. Die gif is besig om deur te werk. Maar jy kyk na hom. En solank soos wat jy na hom kyk, vind daar transformasie plaas. Die lewe manifesteer in die kyk. Kom ons kyk na hom. Ek wonder of die Israeliete nie daar binne gesit het. Julle moet onthou, terwyl hulle sit in hulle huise, die deurkosyne besmeer met bloed, sterwe die eersgeborenes van die Egiptenare buite daai deure. En jy die geween en geraas en gehuil gehoor van daai hele land buite daai deure. So daai geraas en daai gepreek van die dood, daai geraas is daar. En is rondom ons elke dag. In Appington, as ons ry, dan sien ons sommer daar staan 'n tent voor 'n huis, daar staan 'n tent voor 'n huis, daar staan 'n tent voor 'n huis, en jy kan sommer sien hoe die mense sterwe. Daai is daai gekreun en daai gehuil daar buite die deure. Maar jy, ek kan my indink hoe die Israeliete binne gesit het. Daai kreet gehoor het, maar net daai deurkosyn dop gehou. Net gekyk het na daai bloed. Die oog gefestig daar. Kom maar. Sê gaan nie laat daai geraas my beïnvloed nie. Ek kyk na die kosyn. Ek sien die bloed. En dit gee jou die versekering. Dit gee jou die vrymoedigheid. Dit gee jou die hoop dat jy lewe. Amen. En hierdie kyk is nie 'n kyk en wegkyk nie. Nee. Dis fokus om in te zoom op hom. Amen. Godsdienst het Jesus is a by the way ding. Sien jy? Is 'n add-on. Maar jy kan nie net hom 'n add-on maak of by the way nie. Is 'n focus life op hom. En hoe meer jy kyk, hoe meer experience jy. En dis 'n ander ding weer wat Paulus, ons het net nog gekwoteer, maar waar hy praat oor die twee, sal mense die bediening van die dood en die bediening van lewe, die bediening wat veroordeel en die bediening wat regverdig maak, dan sê, terwyl ons met onbedekte gesig die heerlikheid van die Here aanskou, wat gebeur? Word ons verander. Verandering lê nie in wat ons probeer doen om te verander. Ons kan wat doen in die vlees? Dood gaan altyd wees as jy op die vlees fokus. Amen. Longevity, eet reg, oefen reg, dink reg, al hierdie goed. Jy gaan dood met al die goed. Maar die oomblik as jy wegkyk en fokus op hom, word ons verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid en heerlikheid. So ons bring altyd terug Jesus Christus. Ek wil iets wat ek tydens die COVID-era geleer het, deel. Want ek weet ook dis 'n taktiek wat die dood en die vyand gebruik elke dag. In die COVID-era, ek is daarvan oortuig dat baie mense gesterf het as gevolg van die updates wat hulle gekry het via die nuus, via die koerante, via social media. Al waarmee ons gebombardeer was die dood. En die tune op TikTok, God must need another angel. Oor en oor
oor was dit gespeel in ons gedagtes, in ons ore. Ons het opgestaan en gewonder wie's nou weg. Ja. Ja. Die verwagting was geskep deur waarop ons gevoed het. Kom ek sê so. Is soos ons liggaam, ons anatomie geskep is, waarmee jy jou liggaam voed en waaraan jy jou liggaam gewoond maak, is wat jou liggaam kryf. 'n Kind, ek weet dokter kinders weet ek nou is van hy tipe kinders wat 'n craving het vir vars rou groente. Wat 'n vreemde ding is vir meeste van ons kinders. Maar hoe het hulle daar gekom? Hulle was van kleins af gewoond gemaak. Jou liggaam was getrein om hierdie ding te kryf. So, waar ek 'n soet dingetjie sou kry, sal Keres 'n tamatie wil hê. Waar ek chocolate wil eet, sal CJ 'n rou sampioen wil eet. Dan, want dis hoe hulle geleer is. Jou liggaam kryf waarmee jy jou liggaam voed. En die vyand het dit in COVID tyd reg gekry. Om ons te voed met vrees en ons liggame ontvanklik te maak vir die dood. Ja. Sodat ons liggame die dood gekryf het. En dis hoe mense doodgaan. Vandag, ek wil hê jy moet dit doen. Die Bybel sê in Hebreërs, nie net kyk nie, maar kyk weg na Jesus. Ja. Nie kyk na Jesus nie, Hebreërs hoofstuk 12. Kyk weg na Jesus. Ja. Met ander woorde, kyk weg van na Jesus. Kyk weg van na Jesus. Dis belangrik waarmee jy jouself voed. Ja. Ons lees op as jy kanker in die familie het, dan lees jy eintlik op oor. En jy voed jouself met die vrees en die verwagting dat dit ook met jou gaan gebeur. Want jy het jouself, jou siel, jou liggaam, jou hart gewoond gemaak daaraan en dit trek dit. Dis amper so Job gesê het, die ding wat ek gevrees het my oorgekom. En dis wat die vyand met ons doen. Ja. So, is belangrik dat ons wegkyk na Jesus. Hou op lees oor kanker. Ja, asseblief. Hou op lees oor die dood. Hou op hierdie TikTok. En TikTok voed ook vir jou wat jy gewoond is na. Ja. En dan moet 'n algoritme. So as jy gewoond is hierdie God must need another angel kyk op TikTok, dan gaan TikTok vir jou nog sulke video's stuur, want hy sien dis wat jy kry. Jy kan jou TikTok reset. Ja. Dat dit jou voed met lewe. Amen. Ek is op TikTok, ek is op TikTok. Kyk weg na ons. En voed jouself met lewe. Amen. Dis wat ons moet leer om te doen. Kyk na ons. Amen. Right. Nou ons is nou al 'n uur besig en ek wil nie te veel hê maar ons is in 'n hele reeks. Maar kyk gou hierso, vers 9. En dan want ons gaan nou by die eetgedeelte kom, waar apostel vir ons die nagmaal gaan bedien. Maar kyk jy beloved, ek hou van mooi kos. As ek my kos kry en hy lyk nie so mooi nie, dan is dit 'n ander storie. So ons eet mos met ons oë. Ek is vol of ek is wat nie meer lus nie, sien jy? Wanneer ek my kos gesien het. En daarom wil ons jou die geleentheid gee. Ons gaan nou voor ek by die jaar oud lammetjie en dan vers 8. Of kom ons lees vers 7. En hulle moet van die bloed neem, dis nog Exodus 12. En dit strek aan die 2 deurposte en aan die bootdrempel en aan die huise waarin hulle dit eet. So ons het nou kortweg gecover die bloed, maar en dan vers 8, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet. Oor die vuur gebraai, saam met die ongesuurde brode
moet hulle dit met bitterkrye eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in die water gaar gekook is nie. Maar oor die vuur gebraai die kop, die pootjies saam met die binnegoed. So hulle moes die hele lam moes hulle eet. Amen. Amen. Dit is 'n tipe wat ons, die lam wat ons sou eet. En daarom wil ek vir jou sê, beloved, en ons gaan dit cover, met die nagmaal moet jy weet, jy eet jou of dood, of lewendig. Ja. Amen. Want hoe het Adam die dood ingebring? Deur te eet. Ons mense eet ons letterlik dood. Of jy kan maak dat jy lewe. Jy het net toe gesê die blare is vir genesing. Hoe? Wat word met die blare gedoen? Hulle word geëet. Amen. So ons gaan kyk na die eetgedeelte nou en ons wil jou geleentheid gee na die tyd, of jy kan dit nou as jy 'n nagmaal het, of gaan luister hierdie boodskap hier na die tyd, en dan maak ons tyd om te eet. Eet is 'n belangrike ding. Uiters belangrik. Maar wat eet jy? Is die vraag. Amen. Voor ek vir apostel gee, wil jy nog vir ons iets? Ja, Jesus het gesê, en my Vader gee julle die brood Amen. uit die hemel. Oh, glory. So as julle van hierdie brood eet, sal julle lewe. En Amen. hy het sy liggaam gegee as die brood van die lewe. Amen. Ek wil nie verder uitbrei nie. Baie dankie. Apostel. Halleluja. Ons gaan vandag dit baie formeel doen. Okay. Ons het 'n liturgie rondom die nagmaal. Wat ons met die absolute realiteit doen is ons vat hierdie waarheid en ons distansieer onsself nie van ortodokse tradisie nie. Maar ons sien onsself as een met die kerk vir alle eeue. Amen. Maar wat ons doen is ons vernuwe ons denke. En ons hervorm, ons herskryf koortjies en ons herskryf liturgies. Ja. Amen. Ons glo nie om mense in die huwelik te bevestig en sê tot die dood jou skei. Ons herskryf die liturgie. En dis wat ons gedoen het met hierdie nagmaal. En ons noem dit die ete van ons sterflike lewe. Amen. Yes. So ek gaan hom vir u doen. En ons nooi jou uit na die tafel toe. Geliefdes, omhels deur die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, welkom by die tafel van lewe. Ons kom nie as buitestanders of skuldige smeekelinge nie, maar as reeds geliefdes van die Vader, versoen in Christus, tempels van die inwonende Gees. Geliefdes, almal is welkom by hierdie heilige tafel. Amen. Christus het homself aan almal gegee en hy sluit niemand uit nie. Amen. Hy roep ons as waardige beelddraers van God om te kom en deel te neem aan die fees van lewe en lig. Hierdie brood en wyn is nie bloot simbolies nie. Dit is die werklike liggaam en bloed van ons Here Jesus Christus. Amen. Soos hy selfs gesê het, in Johannes 6 vers 56 en 58 het prof nou gekwoteer, wanneer iemand my liggaam eet en my bloed drink, dan is ek by en in hom, en hy bly by en in my. Amen. Julle moet verstaan, sê hy, dat die brood wat uit die hemel gekom het, heeltemal anders is as die manna wat julle voorvaders in die woestyn geëet het. Hulle het nie aangehou lewe nie. Hulle het gesterf. Maar iemand wat hierdie brood uit die hemel eet, sal altyd lewe. Amen. Paulus waarsku ons nie omdat ons onwaardig is nie,
Want in Christus is ons waardig gemaak. Hy waarsku teen 'n onwaardige wyse, Amen. teen verdeeldheid, teen selfsug, verwaarlosing van mekaar, om nie die liggaam te onderskei nie. So kom met geloof, dankbaarheid en eerbied. Kom met vreugde, want die brood wat ons breek is die liggaam van die opgestane Christus. Amen. En die beker wat ons deel is die bloed van die ewige verbond. Lewenssap wat die mag van die dood verbreek. Soos die skrif verklaar in 2 Timoteus 1 vers 10, hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Die gemeente kan saam met ons sê, ons is nog nie met hierdie liturgie. So jy kan hy gedeelte van die gemeente saam met my sê. Ons kom met dankbare harte om die lewe self te ontvang. Ons lig ons harte op tot U, Abba Vader van alle mense. In liefde het U alles geskep. In Christus het U alles met U versoen. En deur die Gees bring U nou hierdie goddelike lewe in ons tot volheid. Ons dank U vir Jesus Christus, die ewige woord wat vlees geword het, die presiese beeld van U wese. Soos Elia die meel in die pot van die dood gegooi het, het hy as die brood van die lewe in ons donkerte afgedaal. Ons sterflikheid omhels, die dood vir almal gesmaak. En in sy opstanding het hy die hele mensdom saam met hom opgewek. Vader, U het U woord gestuur en ons gesond gemaak. Amen. Deur die Heilige Gees blaas U nou hierdie onvernietigbare lewe in ons in. 'n Lewe wat ons liggame vernuwe, ons harte verruim en ons siele verfris. As gemeente gaan ons nou saam die geloofsbelijdenis doen. En ons het hom ook herskryf en geupdate. So jy kan dit saam met my sê. Okay. Ons forward om gedok. Forward net na family groep toe. Okay. Ek het dit vir jou gestuur. Net vir die mense op Facebook, dis die Nicene se geloofsbelijdenis. The Nicene Creed. Maar ons het hom geupdate met bietjie meer moderne taal. Is dieselfde geloofsbelijdenis wat die kerk van hierdie jaar is dit 1700 jaar lank word hierdie Nicene geloof gesê in die kerk. So die absolute realiteit bring nie 'n nuwe evangelie nie. Dis 'n ou evangelie wat ons herontdek en wat ons net herbevestig. Het jy klaar gemaak word? Nou wil jy nie maar sit daar so wie sê jy weet jy kan sien ons maar saam. Okay. Jy moet nog gaan tot by punt 3 toe, die Nicene se geloofsbelijdenis. As julle daar? Nog. Maar ek kan nie oop nie. Begin jy met die laastes wat ek gestuur het stuur. Ja, die Ja. Hy is hierso. Okay. Okay. Net ons. Weet jy, weet? Okay. Ons kan maar sê. Ons glo in een God, die Vader, die argitek van alles, wie se liefde lewe gee aan alles wat sigbaar en onsigbaar is. Ons glo in een Here Jesus Christus, God se enig verwekte, eersgebore seun, gebore uit dieselfde wese as die Vader, voor tyd begin het. Lig uit lig, ware God,
uit ware God, nie geskep nie, maar ewig voortgebring, van een wese met die Vader. In hom vind alles sy oorsprong. vir ons en vir ons eenwording in heelheid, het hy in ons wêreld ingetree, van buite tyd, mens geword, deur die moederskoot van die maagd Maria, deur die oorskaduwing van die Heilige Gees. Hy het ons lyding omhels, is gekruisig onder Pontius Pilatus, het ons dood betree, en op die derde dag het hy opgestaan, en die oorwinning van lewe oor die dood geopenbaar. Hy het opgevaar in die volle dimensie van die hemel, en openbaar nou die heerlikheid van die Vader in ons. Hy sal weer gesien word in ontsluierde glorie, om elke hart te wek tot die geregtigheid van God se herstellende liefde, en sy heerskappy sal geen einde hê nie. Ons glo in die Heilige Gees, die asem van God, wat van die Vader uitgaan, en saam met die Vader en die Seun gelyk geëer word, wat voortdurend deur die profete spreek, en die weerklank van Christus in elke geslag wek. Ons glo in een stralende en universele gemeenskap, ten volle afgesonder in Christus, gedoop in een doop, wat die onthulling van ons ware identiteit en die vergifnis van alle sonde verklaar. Ons wag op die herlewing van die liggaam en die eindelose ontvouing van die lewe van die eeuwe. Amen. Laat ons nou saam bely waar ons van die waarheid afgewyk het, sodat ons met 'n rein gewete aan sy tafel kan sit. Nou dis belangrik, ons bely nie as bedelaars wat genade probeer verdien nie, maar as geliefde kinders van 'n getroue Vader wat ons geskei sien van sonde, Yes. ongeag of ons met hom stem of nie. So daar's 'n belydenis wat ons as gemeente saam gaan sê. Abba Vader, Ons bely dat ons soms vergeet het wie ons is, beeld en gelykenis van God, geliefde kinders, vlees van u vlees, been van u been, tempels van die Heilige Gees. Ons het nie altyd in pas gewandel met wat u van ons sê nie. Dankie dat ons waarde egter nie bepaal word deur ons wandel nie, maar ewig verseker is deur ons wese. Amen. Die skrif sê as ons ontrou is, dan sal Christus nog altyd doen wat hy beloof het, want hy kan nie anders wees as wat hy is nie. Amen. En nou lees ons by 1 Johannes 1 vers 9 soos volg. Wanneer ons sondes erken, laat dit nie God toe om iets te doen wat hy nog nie gedoen het nie. Inteendeel, ons word blootgestel aan die een wat altyd getrou bly en volkome regverdig is. Altyd konsekwent met sy natuur van liefde wat geen lys van oortredings hou nie. In daardie ontmoeting ontdek ons dat ons reeds vergewe is. Amen. En ons denke word gewas van elke leuen wat ons voorheen in skuld en skaamte vasgevang het. Daarom, gemeente en almal ingeskakel op Facebook, verklaar ek met vrymoedigheid in die naam van Jesus Christus, jy is vergewe. Amen. Nie op grond van ons getroue belydenis nie, maar op grond van die getrouheid van die een wie gesê het,
ek is wat ek is. Amen. In hom het ons 'n ewige verlossing deur sy bloed. Die vergewing van ons misdade uit die rykdom van sy genade. Amen. Hierdie bloed reinig ons gewete van dooie werke, sodat ons hom vrymoediglik kan dien. Kom nou, sonder vrees of skaamte na die fees van sy genade, die tafel van lewe. Amen. Kom ons antwoord daar lekker saam. Ons aanvaar u genade, Here. Ons ontvang u vergifnis en ons stem saam met u oor wie ons werklik is, heilig, vry en een met Christus. U liefde het ons gewas, u waarheid het ons herstel. Ons kom nou met vreugde na u tafel, die tafel van lewe en onsterflikheid, om u oorwinning te vier en ons eenheid met u en mekaar te bevestig. Amen. In die nag toe hy verraai is, het Jesus brood geneem. Hy het gedank, dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so het hy na die ete die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Drink dit, almal van julle. Want elke keer as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Gemeente, Christus het gesterf. Christus het opgestaan. Christus leef in ons en in hom sal ons nooit sterf nie. Kom Heilige Gees daal neer op ons en op hierdie gawes van brood en wyn. Laat hulle vir ons die ware liggaam en bloed van Christus wees, sodat ons deur hierdie heilige gemeenskap deel kry aan sy onsterflike lewe en as sy liggaam in die wêreld kan leef. So ons gaan nou hierdie bloed en liggaam gaan ons deel. En wanneer u eet, geliefdes, onthou dit is die liggaam van Christus, gebreek maar verheerlik vir jou. Amen. Jy sal nie sterwe nie. Amen. En onthou dit is die bloed van Christus, uitgestort en oorwinnend. Onsterflike lewe vloei deur jou. Amen. Amen. Ek gaan dit Thank you, Abba. deel met u. U mag eet in die eie tyd. Thank you, Father.
Beloved, ons gaan nou saam hierdie slotgebed doen as 'n gemeente. 'n Dankgebed vir hierdie tafel. As jy gereed, as jy daar is, kan ons maar saam bid. Ons dank U, Genadige Vader, dat U ons gevoed het met die liggaam en bloed van U Seun. Deur hom leef ons nie meer gebonde aan die dood nie, maar opgewek saam met Christus in die krag van 'n onvernietigbare lewe. Laat ons daagliks wakker word vir die werklikheid van ons eenheid met U. Verkoop ons liggame, verruim ons harte en vernuwe ons verstand in liefde. Mag hierdie heilige maaltyd weer klink in ons woorde, ons diensbare en ons lewens, totdat die wêreld sien wat U nog altyd gesien het. Christus in ons, die hoop op heerlikheid. Amen. Halleluja. Ons kan vir hulle aanstuur. Ons het hierdie liturgie geskryf en die geliefdes daar op Facebook wat gereeld inskakel, wat die lidmate van ver is. Jy kan versoek dat ons dit vir jou aanstuur, ons sal dit vir jou aanstuur. Amen. Blessings. Geliefdes, baie dankie apostel, dankie prof. Dit was aangenaam, dit was lekker om saam met julle te wees. Stuur vir ons jou vrae, jou opmerkings, share hierdie waarheid. En waar jy ook al mag wees, volgende week gaan ons weer hier wees. Ek is volgende week in Mamasbury. Vrydag aand, Saterdag aand en Sondag bedien ek in Mamasbury. As jy in die Kaap area is jy welkom om daar te besoek. Die Here seën vir jou by die Bethel Baptiste Kerk. Amen. Maar jy kan gerus vra en kom uit en kom fellowship saam met ons. Blessings. Baie dankie. Seën vir jou.